Hallo mense, welkom hier by ons nuwe program Tussen die Lyne op Raakvad Rugby in Afrikaans en ek het gedink is dalk tyd om 'n bietjie 'n paar ander gesigte hier ook op Raakvad Rugby te hê. Is nie net ek en Arie Hougaard nie en Simon en daai manne nie. Een van ons kollegas by Radio Rugby, ek hou haar nou al so rukkie lank dop en haar naam is Marissa Smit en ek het agterkom sy weet wat sy doen met rugby. Sy help ons elke week in die rugby joernaal toe nog nou ja, wie beter as Marissa. So welkom hier by ons Marissa. Baie dankie, MB. Dit is baie lekker om hier te wees. Ja, so vandag gaan ek jou net so vinnig voorstel aan die mense, hoekom ons eintlik met jou praat, wat jou agtergrond is en alles en wat ons beplan met hierdie nuwe reeks. Ons beplan dit om elke Woensdag dit te publiseer as alles nou uitwerk. Alles natuurlik afhanklik van wat Rassie beplan. Hy kan enige dag gehaas die hoed uittrek en 'n Springbokspan op 'n Woensdagmiddag aankondig. Dan kan ons planne dalk te mekaar loop, maar jy weet nooit, maar dan kan ek hier dalk daaroor gesels. So ja, kom ons begin eerste plek. Laat my so 'n bietjie, jy's eintlik 'n sportmens. Jy hou van sport oor die algemeen, onder andere oor die vroue cricket en alles, maar ons wil met jou spesifiek praat oor rugby. Nou, vertel 'n bietjie van jou agtergrond. Hoekom met jou praat oor rugby spesifiek? Wat weet jy van rugby? Wat maak jou iemand om mee te kan gesels? Wil sê dat die rede hoekom ek so lief is vir rugby is eintlik kom dit maar ook van kleindogtertjie tyd en saam met haar pa rugby kyk. Ek het na die dag vir my kinders vertel op 'n Saterdagmiddag het ons geweet dit is eers die perde resies en dan 04:30 dan is dit Karibebeker rugby. En ek dink ek was omtrent in graad 2 toe ek besluit het maar ek gaan die span ondersteun vir wie ek nou nog vandag nog ondersteun en ek dink dit is 'n wel onbekende feit dat ek 'n baie groot Bluebell is. So van kleins af was dit net 'n absolute liefde. Die spel het my geïnteresseer, die spelers het my geïnteresseer. Ek was daai tipiese dogtertjie wat in die huisgenoot die middelblaai uitgehaal het en nie net noodwendig vir die mooi ouens soos destyds die Joos van der Westhuizen en Andre Joubert en James Small nie, maar vir die inligting. Ek het hoop 'n plakboeke gehad en ek kan nou nog onthou, ek weet nie of dit 'n grappie was of nie, maar iemand soos Guy Kebbel het gesê sy stopperdjie is brei. So sulke goeters het net nog altyd vasgesteek by my en op skool, veral in die laerskool, ek was in 'n baie klein laerskool gewees en dan daai tyd het Beeld die hele rugby span agter op die agterblad gesit, veral nou voor Saterdag se wedstryd en in daai tyd was dit net toe ons teruggekom het op die internasionale gebied, dan sou die menere my geroep het en gevra het, ja, so wie is die spelers of wie dink ek gaan in die span wees en dan sou hulle die name toegehou het onder die foto van die spelers en dan moes ek hulle nog identifiseer het. So dit het naderhand so 'n bietjie van 'n speletjie geword. Maar my liefde vir rugby en die verstaan van die wedstryd, om te sien hoe dinge werk, hoe die reëls verander, dit het maar net gegroei deur die tyd. So weer eens, een van my heel eerste wedstryde wat ek bygewoon het as klein dogtertjie was op Loftesversveld saam met my pa. En ek dink ek was so 10 jaar oud gewees. En ons was in 'n bussie ons plaas ons so 2 ure van Pretoria af. So ons het in 'n bussie gery saam met 8 ander ooms en ons het nog daarso by Affies daar by hulle B-veld geparkeer en gebraai soos wat dit gebruik maar was en eintlik maar in 'n mate nog steeds is. En ek onthou net my pa het gesê, onthou die badkamers is ver, jy moet maar 'n plan maak, jy is nou hierso, jy wil hier wees, so jy moet 'n plan maak. En daardie wedstryd sal ek nooit vergeet nie. Dit was 'n Woensdag, dis in Noord-Transvaal en WP, en dit was 'n uitspelwedstryd gewees vir die Saterdag se Karibebeker finaal. Daar was een of ander situasie wat gemaak het dat hulle hierdie ekstra uitspelwedstryd moes geskeduleer het. So dit was my eerste ervaring en dit het maar net van daar af gegroei. So op hoërskool het ek gesê ek gaan in Pretoria studeer sodat ek kan Saterdag rugby gaan kyk. En my pa weer eens het nogal vir my gelag en gesê, dis nie eintlik hoekom mens gaan swat nie, dis nie waarvoor hy gaan betaal in elk geval, is dat ek moet Loftus toe gaan nie. Maar so het dit uitgewerk, dat ek wel baie op Loftus was, as 'n student en met van die meer van die jonger spelers vriende geraak het, en ook altyd geglo ek gaan net seentjies hê, en snaaks genoeg het ek nou 3 dogters, maar so het ek geglo ek gaan altyd net seentjies hê, en weer eens, altyd was sport, maar spesifiek rugby, deel van my lewe gewees. En interessante storie dalk, hier in my einde van my 4de jaar, dan sal die dosente vir onderwysstudente vreeslik aanmoedig om sekere kursusse te doen vir hulle CV, byvoorbeeld dan nou afrigtingkursusse vir verskillende sporte, en so doen ek toe 'n billetjie rugby, afrigtingkursus ook. Inteendeel,
ek het by een van die manskoshuise se koshuisvaders het ek geld geleen om die billetjie rugby kursus te kan doen en toe op die ou en toe ek teruggaan met die geld toe sê ag nee wat ek kan die geld hou maar ek het toe wel vir hom biltong gegee so dit was vir my baie spesiaal hoe almal maar net nog altyd ook ingekoop het en as ek ietsie wil doen soos byvoorbeeld nou 'n billetjie rugby kursus daar's altyd een of ander iemand wat my ondersteun het. So het ek toe nou die kursus voltooi en dit staan toe nou baie mooi op my CV en toe raak dit nou tyd dat ons met poste begin skiet. Nou onderwysers al buite sal weet, departementele poste is so skaars soos hoendertande, so almal of baie meeste mense begin maar gewoonlik dan nou by 'n beheerliggaampos. En ek het die een maandagoggend toe is ek nou al moedeloos want ek het my CV by hoeveel laerskole gaan ingee, self gery en gaan gee, probeer om met die hoof te gesels en die een spesifieke maandagoggend tel ek die telefoonboek op in ons koshuisgang en ek besluit maar daar moet tog nog ander laerskole in Pretoria wees. Min wetende hoe baie laerskole daar is en ek kom toe by 'n sekere skool se naam, ek kan seker maar die skool se naam Ja, noem, asseblief, Laerskool ons is Valeria. almal mate. Ja. Ja, so Laerskool Valeria se nommer en ek bel die nommer en die tannie wat die tannie Marlene, dit was haar naam gewees, sy antwoord die foon en sy sê vir my, weet jy wat, hulle is nou in saal, maar ek moet asseblief so oor 10 minute weer bel. So doen ek dit toe en sy skakel my toe deur na die hoof, daai tyd was dit oom Hans Kreer of meneer Hans Kreer. Hy was is nou weer waar kom die rugby in. Hy was op daardie stadium die president van die Laerskole Bloubulle Unie. En ek het ook nie dit besef nie. So vra hy vir my hoekom ek skakel en ek sê toe meneer is daar nie dalk 'n pos by julle skool nie en hy vra toe het ek klas die dag. Ek sê toe nee, ek het eers die middag klas en hy sê nou maar kom sien my. So trek ek skielik gaga baie mooi aan. Studente is mos maar dan altyd maar deur die slaap in die oggende. So trek ek mooi aan en ek klim in my kar en ek ry. En hier het ek toe nou basies 'n impromptu onderhoud met die hoof. Maar in die gesprek, gelukkig onthou ek om my CV saam te vat, en in die gesprek kom dit, hy sien toe nou, ek het 'n billetjie rugby kwalifikasie, en hy vra toe, maar hoe voel ek oor die Springbokke, want dit is toe nou net na 2003 se wêreldbeker wat nou nie so goed vir ons uitgewerk het nie. En ek sê toe, ag meneer, ek is seker ek kan die eerste span afrig. Hoe moeilik kan dit nou wees? En nou die ander deel van die grap, of nie grap nie, maar ja, van die storie is, op daai stadium is die huidige president van die Laerskole Bloubulle Unie, Jaco Grobler, hy is toe 'n onderwyser by Laerskool Valeria. So, volgende oomblik roep die hoof hom en sê, hoor hierso, hier is 'n juffrou wat vir jou kan kom help rugby afrig. En nodeloos om te sê, ek het toe die pos gekry, maar ek het nooit rugby afgerig nie. Ek was wel baie betrokke by die rugby, ek het saam met hulle rondgery en na die bonde daar toe gegaan en bygewoon en regtig goeie vriendskappe gebou ten opsigte van die rugby, nie net die rugby onderwysers by die skool nie, maar ook die ouers en daar's van die mense met wie ek vandag nog vriende is. So rugby was nog altyd, het dit 'n rol gespeel in my lewe. En ja, ek het op die ou en toe nou ook met 'n man getrou wat op 'n stadium Karibeker rugby gespeel het. So Ja. dit is my storie van rugby, ja. Nou wie is jou man as ek mag vra? My man se naam is Rikus Smit. Hy sal nou sê dit is eintlik net vir onder 21, maar hy het Griekwas onder 21 gespeel en hy het ook vir Grens gespeel. Nou dit is baie jare terug, so jy die Grens kry op die oomblik swaar, maar ja, hy het daar gespeel. Het hy van Niel en vir Roan Jacobs geken terwyl hy daar gespeel het? Ja, ek dink hy's 'n bietjie ouer as Niel en Roan Jacobs. Ja, nee, maar van hom ons het hulle ken kom ook van die hom Grense. wel. Ja. Hulle is Ja. met Affies, wel, hulle Ja. was by Affies. Een is nou by die Bulle en die een is by die Sharks en dieselfde presies dieselfde pos. Nou, dis al 'n interessante ding. Ons gaan eendag miskien met hulle ook hier gesels op jou program of jy gaan met hulle gesels, Ja. ek sien uit daarna. Ek wil gou weer vinnig teruggaan na jou geskiedenis toe daar na 'n laerskooltjie wat jy van gepraat het. Dis vir my interessant. Jy's 'n meisie, maar jy het tog belang gestel in rugby. Jou pa het aangemoedig want eintlik in Suid-Afrika is daar half hierdie idee van rugby is vir mans. Jy verstaan. En selfs die vroue rugby vandag sukkel daarmee om die mense te oortuig dat vrouens kan ook rugby speel, nie net ondersteun nie. Maar vertel my 'n bietjie van daai tipe waar dit gebeur het. Hoe het jou pa dit aangemoedig? Het hy seuns gehad of was jy maar moes jy net maar rugby kyk want jy was daar? Verstaan wat ek bedoel? Hoe dit gewerk?
is nie 100% seker presies hoe dit gebeur het nie, want ek het 2 jonger broers en my pa het nooit my uitgesonder as sulks dat ek moet nou saam met hom rugby kyk of die ander wou nie. Maar net ek dink dit was 'n baie natuurlike ding wat gebeur het. Baie mense sou my dan nou as 'n tomboy geklassifiseer het in die laerskool veral. Ek bedoel ek het saam met die seentjies rugby gespeel en hulle het my geleer om oor die palle te skop. So ek kan vandag nog, ek moet dit eintlik skien nie te hardop sê nie, maar ek kan vandag nog redelik akkuraat oor die pale drop, nie noodwendig pleis nie, maar ek kan drop. En so ek dink dit het gegaan oor, ek het ook nog altyd meer aanklank gevind om saam met op laerskool saam met die seentjies te speel en vandag nog het ek baie meer dalk mansvriende, so ek dink ek verstaan dit, ek het nie, daar's nie vir my nonsens aan nie, dit is 'n game of 'n spel wat mens verstaan en wat lekker is. Nou, die laerskool waar ek was, soos ek sê, dit was 'n baie klein laerskool. So ons was net een klas. Vir so 36 kinders in die klas per graad en daai tyd was dit nog standaards. So die opsies van vriende is ook net so groot gewees. En soos ek sê, ek en die seuns het baie aanklank by mekaar gevind. Baie van hulle was ook plaas seuns gewees, bure se kinders en so voort. So ons het baie lekker oor die weg gekom. So hard as wat ons rugby gespeel het pauses, het ons sokker ook gespeel en cricket ook gespeel. So ek dink dit is net 'n ding van dis hoe dit werk. So, interessant genoeg, in die hoërskool het ons in my matriekjaar het ons matrieks teen die graad 11 dogters 'n rugbywedstryd gehad waarin ek gespeel het en ek het nog vir myself gesê dis lekker, maar dis nie vir my om te speel nie. Dit is nou nogal een ding, maar ja, die gesprek in ons huis is op die oomblik een van ons dogters wat sê maar sy dink dit baie lekker dat daar meisies rugby is of vroue rugby is. So ek weet nie of dit na 'n rigting toe gaan nie. Maar ja, ek dink dit was nooit my pa se bedoeling as sulks om my byvoorbeeld, okay, ek is nou die een wat saam met hom rugby toe gaan, maar want soos ek sê, my boeties het ook net op 'n later stadium, wat ek dink dalk wel 'n rol gespeel het. Altyd my broers was nogal siek toe hulle klein was. So ek het baie kere was ek alleen op die plaas saam met my pa en ek dink dalk is daar 'n ander band wat nou maar gevorm het, want ek was ook eers saam jagveld toe en ja, so ek dink ek was my pa was definitief my pa se dogter, nie die seun wat hy nie gehad het nie, maar dit was 'n baie meer natuurlike aanvoeling. Kom ons praat gou 'n bietjie oor wat ons nou doen hierso. Hierdie is eintlik meer van 'n amper journalistieke ding, alhoewel ons nou nie eintlik sê ons is joernaliste nie. Jy wou op 'n stadium journalistiek gaan studeer het, maar toe op die einde van die dag het jy onderwys gestudeer. Vertel my 'n bietjie oor daai rigtingsverandering. So die journalistiek idee het begin toe ek was in 3 hoërskole gewees. As gevolg van sekere omstandighede op boerdery en plase en droogte en allerlei sulke goed speel mos maar 'n rol. Soos mense almal van ons stories is maar verskillend. En dit werk toe so uit dat ek in 3 hoërskole is, maar die hoërskool waarin ek die langste was, wil ek sê, het 'n koerant gehad waarvoor ek toe nou die sportverslae begin skryf het. So ek het baie cricket geskryf en rugby geskryf. En die juffrou wat die redakteur van die koerant was, sy het dit vreeslik aangemoedig en toe my aangemoedig om journalistiek te gaan studeer. En toe gebeur die lewe weer 'n keer en ons moet trek Noord-Natal toe en ek is toe nou in hoërskool Vryheid gewees en hulle het op daai stadium nie 'n koerant nie. Dit is 'n baie meer diverse skool. Ek bedoel daar was Afrikaans, Engelse, Duitse kinders en baie Zulu kinders ook in die skool. So die skool het ander goed gebied, maar byvoorbeeld 'n koerant was nou nie een van hulle nie. En so in 'n mate het ek daardie droom op sy geskuif van journalistiek swat en ek kom toe uit by onderwys nadat ek soos dat ek die dinge toe nou uitwerk, doen ek aansoek toe vir spraakterapie, want gaan maar en ek val met die laaste rond vir spraakterapie uit en die sielkundige wat my psigometriese toetse geneem het, hy stel toe voor hoekom gaan swat ek nie onderwys nie. En want hy sê toe, byvoorbeeld kan jy mos nou krediete verdien en dan kan jy later altyd oorskakel spraakterapie toe, maar journalistiek het ek nooit uit my kop uit gesit nie, dit was net so half, wag 'n bietjie daarmee en ek het toe nou met 'n leerling gaan studeer
En dit was nie baie sleg om met 'n lening byvoorbeeld te studeer nie. Ek dink dit leer mense iets anderster van hoe om te werk, want jy weet jy gaan hierdie geld moet terugbetaal, so jy kan nie geld nou mors nie. Maar wat die onderwys nou ook gedoen het is dit het daardie journalistiek droom aan die gang gehou want ek was heeltyd betrokke by sport ook gewees. En 'n ander ding, dit was dalk nou ook in 2007, ek sal dit nooit vergeet nie. Toe het hulle Lady Raga begin by SuperSport. Ek onthou Elma Smit. Ja, nou dit was daardie Janina Oberholzer het tweede gekom en Elma Smit het gewen. En vir daardie audisies was ons daar by Elsie de Villiers en Darren Scott en Owen Kumani was die ouens wat gekyk het. En Darren Scott sê toe vir my, hoorie, so jy gaan nooit op die televisie kan praat met sport nie, want jy kan nie Engels praat nie. Jy het nie 'n goeie Engels aksent nie. En ek het geweet, Engels was nog altyd 'n ding gewees, want dalk die Transvaal klein plattelandse skooltjie waar die juffrou ook nie 100% lekker Engels gepraat het nie. So ons het in Afrikaans Engels geleer, as mens dit so kan stel. So dit is toe nou die kritiek wat Darren Scott vir my gee is, maar ek sal dit nooit kan doen nie, want ek kan nie Engels praat nie. Maar ek moet vir hom, en ek weet nou, hy is oorlede en alles, en hy het wel toe daai dag vir my gesê, maar hoe klink ek as ek in Afrikaans, want ek het die sinnetjie wat ons moes leer vir die audisie, het ek baie goed geken, het was 'n ding van Brian Abana gewees, en hy vra toe vir my, maar hoe sal ek klink in Afrikaans? En ek doen toe sommer net uit my kop uit 'n stuk oor wanneer ek atletiek aankondig, en hy sê toe, nee, hy wil net vir my sê, Engels is my grootste probleem. Ag, en toe is ek getroud, en die lewe gaan toe nou aan, en ja, so toe, intussen met die onderwys, is ek nog steeds nou betrokke by sport, en ek swat verder, ek het my meestersgraad op die ou end voltooi in 2004, ten opsigte van onderwysbestuur en leierskap, want ek het heeltyd gevoel, maar daar's hierdie iets in my wat dryf, ek soek na iets, maar ek is nie seker wat dit is waarna ek soek nie, en dan baie keer sal ek vir my man gesê het, dink ek is besig om te mis, maar ek is nie seker wat ek mis nie, daar's ietsie wat kort. En verlede jaar, toe kry ek die geleentheid om by in die koorts in 'n kursus, 'n uitsaai kursus te doen. En dit was letterlik van dag 1 af, wat ek met die kursus besig toe was, wat dinge vir my in plek begin val het, en ek net dit reg gekry het om die verslae te doen, reg gekry het om mense te kontak en te sê, hoorie, sal ek wil gou met jou praat oor dit of dat, wat ook al die kursus nou van ons vereis het, en op my voete te dink, en toe kon ons nou 'n groot stap neem, en ek kon toe nou einde verlede jaar bedank, want ek was toe nou vir 22 jaar in die onderwys, en nou kan ek hierdie journalistiek droom wat in 1996 letterlik begin het, nou kan ek hom najaag, en ek glo ons is op die regte pad. Ek wil net vinnig iets sê, jy het na jy weg is by Laerskool Valeria of dink hoeveel 19 jaar by Pretoria Oos, Laerskool Pretoria Oos gewerk, wat letterlik oor kan die pad is amper van Loftus af. Jy kan Loftus net so afskyns af in die straat sien. Jy kon net nie te ver weg kom van Loftus af nie, né? Nee, ek kon nie. Ek kon nie. Dit is en iemand byvoorbeeld Loftus, toe ek by Laerskool Valeria was, in daardie 2004 se eerste span, was daar byvoorbeeld spelers soos Tiaan Snyman, wat ook by die Bulle draai gemaak het en by die Cheetahs draai gemaak het. En dan 'n ander speler, sy naam is JP Elof en hy speel in Amerika rugby. En sy broer was in die 2003 Wêreldbeker deel van die Eagles van Amerika. So hy het byvoorbeeld vir my die dag toe hulle in graad 7 klaar is, toe kom JP na my toe met sy boetie se een try, so een oefentry van Amerika, en hy sê toe, juffrou, moet net nie ooit ophou nie. Dit is net, juffrou is nog altyd deel van ons. So ja, en Loftus was nou net op in die pad van Laerskool Pretoria Oos. So ons het baie kere, was Billetjie maar, het Billetjie daar 'n draai kom maak, en ek het ook die Bloubol klas gehad. So almal het geweet, daar's 'n juffrou wat 'n Bloubol klas het, en 'n meneer wat 'n Bloubol klas het. So ja, ek kon nou nog nooit daarvan af wegkom nie. Right, so nou help jy ons uit daar by Radio Rugby met ons weeklikse joernaalprogram. Jy lewer elke week vir ons 'n insetsel daarso, maar ook jy gaan op 'n stadium help begin kommentaar lewer daar, so dinge uitwerk soos dit moet, en jy gaan nou help hier op Raakvat Rugby. So dit word nou
jy word 'n deel van hierdie Afrikaanse rugby program, so dit gaan lekker wees. Jy kan lekker Afrikaans praat as jy agterkom het. Ek bedoel meestal vir my goed in Engels, maar my Engels raak op. Hier in die aande dan kan ek nie my Engels praat hier want my Engelse woorde is op vir die Ja. dag. Ek verstaan presies wat jy bedoel. Maar ja, kom ons praat 'n bietjie oor wat jy in gedagte het vir hierdie program. Jy het 'n paar opwindende dinge. Jy het nou net genoem in die koorts en jy moes mense bel en alles. En nou ek en jy weet hierdie ding begin bespreek het hoe ons dit gaan doen en alles. Dit is sommer die hoe sê dit die wat is dit as jy iets weet vat in die hand vat of wat ook al die bil by die horingspak, hoe kan ek Ja. te vergeet die bil by die horings? Kan jy nou glo nou verlaat my Afrikaans my ook. En toe kontak jy sommer iemand daar vir ons. Vertel my 'n bietjie van dit want dit gaan ook in 'n groot mate wees wat ons gaan probeer doen op hierdie program van jou. Ja, so ek dink iets wat ek in die laaste paar maande geleer het, want dit is eintlik nog baie nuut vir my, die hele ding van om op verskillende podcast of dan 'n pot gooi, dis 'n snaakse woord, maar in elk geval te verskyn en deel te wees van Radio Rugby en so aan, is om of die idee te hê van jy het niks om te verloor nie, so probeer. So ek dink sosiale media maak ook 'n ander deur vir mense oop. So ek het so 'n dag of wat gelede het ek toe vir een van ons baie bekende rugby spelers, Morney Steyn, gekontak via Instagram en vir hom 'n DM, soos die tieners nou praat, direkte boodskap gestuur en vir hom gesê ons wil graag 'n program doen waarin ons bietjie uit 'n ander oogpunt na dinge wil kyk. Morney is byvoorbeeld 'n pa van 3 seuns en as 'n mens dan 'n bietjie teruggaan na iets soos billetjie rugby, hoe hy as pa dit ervaar of selfs 'n ander van die ander rugby spelers wat ons weet seuns het wat rugby speel, maar nou kry jy iemand soos Japie Mulder wat 'n dogter het wat nou ook besig is met om op eerste rangse vlak rugby te speel. So daar's so baie opinies wat 'n mens kan kry, maar vir my gaan dit oor ek wil hierdie program so maak dat mense bietjie tussen die lyne, want dit is nou ook wat die naam gaan wees, bietjie tussen die lyne kan agterkom wat gaan aan. Ek rig af by 'n hoërskool, 'n netbal nou, en Victor Matfield se dogters is daar. En ek hou baie keer om dop en ek dink mense verwag 'n sekere persona, 'n sekere gedrag langs van hom daar langs die netbalbaan, maar dan is dit nie so nie. Of ek dink dit pla hom nie meer so as mense gaga vir hom kom 'n handtekening vra tussenin of wat ook al nie. So my idee met hierdie program is dat dit 'n gemaklike gesprek is tussen my en wanneer Emmy, as jy dalk ook inkom, maar ook tussen en die persoon wat ons nooi en dat ons bietjie van 'n ander kant af na dinge kyk. Ons het nou ook, ons praat nou baie oor billetjie rugby vandag, maar as ons byvoorbeeld gesels met die billetjie rugby se voorsitter en bietjie hoor, daar was nou hierdie jaar, was dit nou die eerste keer wat daar 'n dogtertjiespanne by die billetjie dag was op Loftus. Wat is die plan vorentoe? Ek dink dit kan baie interessante gesprekke wees. Ons het nou oor Nieuw en Roan Jacobs ook gepraat. Hulle wat nou lank by Affies was, hulle was self in Affies, ook vir 'n ruk, en dan nou wat die ene by die Bulle is en een by die Sharks is, en presies dieselfde poste, sit daardie, ek dink tweestryd, is die regte woord vir rivalry, wat nou daar gaan plaasvind, dink ek kan baie interessant wees. Ek het ook gedink aan byvoorbeeld as 'n mens kyk na, ek het onlangs 'n onderhoud met Naas Botha geluister, waarin hy vertel, en ek weet, dit is baie skole wat bietjie meer gegoed is, gebruik hulle al hoe meer mense wat die atlete en die spelers van die verskillende sportspanne se breinprofiele doen. En ek dink wanneer mens met so iemand gesels ook ten opsigte van 'n kind hoor beter of dit is 'n meer visuele leerder of 'n meer kinetiese leerder en hoe jy dan daardie sport kind of atleet benader. Ek weet byvoorbeeld by van die netbalspanne het die vrouens breinprofiele laat doen met die dogters en byvoorbeeld dan weet sy sekere dogters moet jy 'n prentjie voorteken, hulle is 'n visuele leerder, so halftyd teken jy gou 'n prentjie om te wys waar moet sy en watter gaping speel. Ander is luister beter, so jy kan net vir haar verduidelik en sy kan dit visualiseer en vir ander moet jy letterlik aan die hand vat en wys, fisies wys, so meer kineties. So ek dink as 'n mens met so iemand ook gesels, daar's 'n professor Pierre de Tooy by Tuks wat baie bekend is en by baie sulke sportspanne betrokke is, waar 'n mens daardie
uit daai hoek uit ook kan kyk oor hoekom sekere spelers op 'n sekere manier speel. In die onderhoud met Naas Botha het hy vertel byvoorbeeld dat ouens wat dominant linkeroor is, hou nie van fisiese kontak nie. En hy is toevallig dominant linkeroor en almal wat nou altyd gespot het en gesê het hy kan nie tackle nie, daar was eintlik is daar in 'n mate 'n ander rede daarvoor. So en dit is iets wat mense nie weet. So ek dink dit is wat ons dalk met hierdie program ook wil bereik. Iets interessants, iets opwindends, maar nie die doodgewone klisjées van is dit nou vir jou lekker om 'n Springbok te wees of wat dink jy van rassiese span nie. Ja, ons wil weet wat dink jy van rassiese span, maar bietjie 'n ander invalshoek ook hê. Ja, daai vraag en okay, jy het nou die kampioenskap gewen, hoe voel jy? Nee, ek voel lekker, dankie. Ja. Wat 'n vraag is dit nou, jy weet. Ek wil weet, my belangrik is ek wil weet wat agter die stories aangaan. Ek wil die mense leer ken. Kan jy byvoorbeeld indink Neil Roan as hulle nou moet saam braai? Ek het nou die dag met Neil gepraat daaroor. Wat 'n kompetisie moet dit, want altyd is nou in beheer van werwing vir hierdie twee groot unies. Nou maar jy mag iets laat val nie, hy mag iets laat val nie en dan kom hulle by dieselfde skool al om met spelers te praat. Jy weet, ek kan nie indink hoe lekker die episode dit op voorbeeld wees. Dis wat ons gedagte het. Jy gaan nie ding meestal op jou eie bestuur en ek wil net ek gaan so af en toe by wees as jy my nodig het, maar wat vir my belangrik is mense moet vir ons laat weet as hulle dink hulle wil kan oor iets praat en alles, maar vir my meer belangrik is hierdie is gaan 'n program wees wat deur 'n vrou aangebied word, maar dit gaan nie oor vroue rugby nie. En ek bedoel nie net oor vroue rugby nie. Moenie daai fout maak nie. Dit gaan oor rugby. Ongeag of dit kinderrugby, grootkleuns rugby, Springbok rugby, Karibeker rugby, SA Cup rugby, billetjie rugby, wat ook al. Dis waaroor ons gaan praat. Linkeroor dominante ouens wat nie kan tackle nie. Jy weet daai tipe dinge. Dis waaroor dit gaan gaan nie. So die feit dat dit aangebied word deur 'n vrou maak dit nie net vir vrouens nie. En ek dink dis 'n belangrike ding. Ek het nou net vir jou gesê hoekom dit vir my belangrik is om dat 'n vrou hierdie program vir ons aanbied en ek bedoel nie 'n vrou nie, maar net verkeerd verstaan mense my nou uithaal hierso. Die ding is net mense dink anders oor goeders en dan is dit 'n bietjie nodig om bietjie met 'n ander oor ook te luister, met 'n ander oog te kyk hierso. En ek dink dis 'n belangrike ding. Ja, nee, definitief. En ek dink ook tye verander en mens moet sommer die tye tog aanbeweeg en ek dink die feit dat dit bietjie meer inklusief word en die wêreld word net wyer en breër en ons kan baie meer mense bereik. Nou, dit is dalk bietjie min of meer holriggery, die storie dat sport dinge verander, maar sport verander regtig waar lewens en speel 'n groot rol in baie mense se lewens wat hulle letterlik red omdat hulle betrokke is by 'n sekere sport. As ek nou dink aan gesprekke wat ek al gehad het met iemand van die Boland oor die dames daarso hoe hulle letterlik mense van die straat af kry omdat hulle nou aan 'n sport kan deelneem. So ek dink regtig waar die program se potensiaal is eindeloos. Ons kan regtig vir baie meer mense bereik ook. Daar is 'n baie goeie punt wat jy nou aangeraak het, daai Bolandse Daisy, wat nie Daisy is nie, Bolandse vroue, Boland vroue noem hulle in mos, nee. Ja, so ek kan dink aan 'n beter naam. Boland dames, dis die regte woord. Ek weet dit was nie baie verbeeldingryke naam nie. Maar die punt is net jy ken die mense daar, jy ken die CEO van die Bulle Unie ensovoorts. Ons gaan 'n bietjie met hulle oor daaroor gesels. Al hierdie tipe goeters, jy weet stories wat tussen die lyne is. Goed wat ons almal nie elke dag oor gesels nie. So ek sien baie uit daarna. Waarvoor is jy bang? Waarvoor is jy bang vir hierdie program? Wat hou jou nou wakker? Is dat ek dink dat die mense nie afhanklik wil inkoop om onderhoude te doen nie, maar nou het ek een keer probeer en ek het nou dadelik 'n ja gekry, so eintlik moet ek nou nie meer bang wees daarvoor nie. Ek glo die mense gaan daarvan hou. Ek glo dat daar baie mense gaan kyk en dat daar meer moontlikhede ook uit die program uit kan kom. So bang dink ek nie, versigtig opgewonde, ja definitief. Kyk, een ding wat ek geleer het, nee, kyk toe ek hierdie ding begin het, was dit nou 3 jaar gelede. Ek het nie enige iemand van 'n dag oud geken nie en ek het net eendag my grootste vrees in die lewe is altyd maar verwerping. Jy weet presies waarvan ek praat hierso. Ek sal nie 'n meisie uitvra nie want ek se bang sou sê nee. So nou stuur ek maar die WhatsApp en ek hoop en bid maar en ek beloof vir jou, ek kan op my een hand tel die mense wat gesê het nee en dit is maar meestal omdat hulle dit nie noodwendig kon maak nie omdat hulle dit wou doen nie. En natuurlik die hele Megafoon rugby en Raakvat rugby staan agter jou. Ons het baie kontakte tussen ons almal, ek en Simon en hele lot, so noem maar ons naam en Megafoon se naam, dit sal help. Ek seker dit sal help. Maar dankie. Ja, baie dankie. Ek sien baie uit hierna. Ek kan nie vir jou sê hoe baie ek hierna uitsien nie. Dit gaan so lekker wees en ek hoop regtig genoeg sukses wees. Mense asseblief los 'n kommentaar onder vir ons wat julle dink waarna ons kan kyk, 'n paar idees wat julle dink van ons idee om hierdie program te loods.
Groot graag van julle. Maritza, baie dankie. Dit was baie lekker man. Dankie MB.